Eerstens dank ek God Elohim dat hy ons toegelaat het om die dag van Nuwe Jerusalem te vier. 아버지 하나님과 어머니 하나님께 먼저 감사와 영광을 돌립니다. Daarom, laat ons die woord van God bestudeer met die preek getiteld, Hemelse Moeder en Hemelse Kinders. God wil die hele mensdom die voorsienigheid van die hemel leer. Daarom het hy stelsels op die aarde gevestig as 'n kopie en skaduwee van wat in die hemel is. Kom ons dink aan die terme moeder, vader en kinders. Is hulle nie gewoond om na familielede te verwys nie? Daarom het God 2000 jaar gelede na hierdie aarde toe gekom in die naam van Jesus en ons die waarheid oor God die Vader geleer. Hy het ons ook geleer van God die Moeder en dat ons God se kinders is. God het ons geleer dat ons nie net mense is wat op hierdie aarde slaap en eet nie. Maar engele uit die hemel. Mense verstaan nie die waarheid oor God die Moeder en die waarheid in die Bybel nie. As gevolg hiervan, versuim hulle om God die Vader en God die Moeder te verstaan. Deur hierdie dag moet ons onsself afvra. As ons nie God die Moeder gehad het nie, kan ons God se kinders word. Almal, kyk na die stelsels van hierdie aarde. As daar nie fisiese moeders was nie, sou jy vandag hier kon bestaan. Sou jy 'n lid van jou gesin kon word? Sou jy jou pa, vader kon noem? Sou jy jou broers en susters kon noem? Wat was agter dit alles? Dit is moontlik as gevolg van jou moeder. Dit is ook geestelik waar. Selfs in die geestelike wêreld, as ons nie hemelse moeder gehad het nie, kon ons lewe ontvang. As ons nie hemelse moeder gehad het nie, sou ons God die Vader kon noem. Sou ons broers en ons susters kon noem. Wie is die belangrikste een agter dit alles? Dit is moeder. In die 21ste eeu het baie wetenskaplikes navorsing gedoen oor die kwessie van lewe. Deur watter meganismes word die lewe aan 'n mens se kinders oorgedra? Hulle het gevind dat 'n moeder se mitochondria aan haar kinders oorgedra word. 'n Vader se mitokondriale gene word nie aan sy kinders oorgedra nie. Biotechnoloë het ontdek dat wanneer die moeder se mitokondriale genetiese lewensfaktore aan haar kinders oorgedra word, lewe aan hulle gegee word en hulle word lewende wesens. Wie het dan al hierdie beginsels geskep om op hierdie manier te werk? Is daar nie in Openbaring hoofstuk 4, vers 11 geskryf dat God alles volgens sy wil geskep het nie? Hemelse kinders bestaan slegs wanneer hemelse moeder teenwoordig is.
Is dit nie waar dat slegs hemelse kinders God die Vader en Moeder kan noem en mekaar as broers en susters kan noem nie? 형제라, 자매라 말할 수 있는 이런 위치에 놓이게 되지 않겠습니까? 자, 그렇다면 Daarom moet ons vandag dink oor wie die hemelse kinders is, dit wil sê God se kinders. 자녀이며 누가 과연 하나님의 자녀들인가? 이 문제에 대해서 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있겠습니다. In die verhouding tussen kinders en hul ouers is daar dinge wat ouers aan hul kinders oordra. 물려주는 것이었습니다. 부모는 Ouers gee hulle vlees en bloed aan hulle kinders oor. 자녀들에게 다 물려주십니다. Dit is geestelik dieselfde. 하나님의 살과 Diegene wat God se vlees en bloed erf, is God se kinders. 하나님의 자녀라고 했습니다. 이 원리를 God het hierdie beginsel in die waarheid van die pasga van die nuwe verbond geplaas. 그 모든 약속을 담으시고 Het God nie na die pasgebrood as sy vlees en die pasgewyn as sy bloed verwys en die weg oopgemaak vir die mensdom om sy kinders te word nie. 보혈의 피로서 그 의미를 담으시고 온 인류에게 하나님의 자녀의 그 길을 활짝 열어놓아 주지 않았습니까? 예, 그래서 Daar is geskrywe dat elkeen wat in die waarheid van die pasga glo 생명의 그 진리를 믿고 유월절 en Christus aansang hom en hemelse moeder nuwe Jerusalem ontvang, 그리스도 안상님 새 예루살렘 하늘 어머니를 wat die nuwe verbond pasga aan ons verkondig het, 누구나가 다 die hemelse kinders sal word, is dit 자녀가 nie. 되는 권세를 약속하신다고 말하지 않았습니까? Ons kan dit bevestig deur die boek Romeine. Daar staan geskrywe dat die Gees getuig dat ons God se kinders is. Kom ons bevestig dit vandag deur na Romeine hoofstuk 8 te blaai. Romeine hoofstuk 8 vers 16. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons. Waarvan getuig die Gees? Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Hoe weet die Gees dan dat ons God se kinders is? Aangesien God se vlees en bloed in ons is, getuig die Gees nie dat ons God se kinders is nie. Met ander woorde, deur die brood en wyn van die nuwe verbond pasga, en ons geloof in God die Vader en God die Moeder, getuig die Gees dat ons God se kinders is. Kom ons kyk na vers 17. Maar as ons kinders is ons ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam. Waarin deel ons? Met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Die Bybel sê dat ons deur swaar kry moet gaan, maar daardie lyding is niks. Vers 18. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd, hoe is ons huidige lyding, nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Hulle is nie net buite vergelyking nie. Hulle is nie eers die moeite werd om te vergelyk nie. Kom ons dink egter aan die pad wat vader en moeder gestap het. Net soos hulle die pynlike pad van die kruis geloop het om 'n gladde pad vir ons te baan, moet ons nie 'n effen swaarder kruis dra en die pad oopmaak vir die broers en susters wat na ons in Sion sal kom nie. Deur al hierdie tonele onderskei die Gees wie die ware kinders van God is en erken dat ons die kinders van God is. Daar is 8 biljoen mense in hierdie wêreld. Is hulle almal God se kinders? Daar is sekere kenmerke van God se kinders. Hulle moet God se vlees en bloed in hulle hê. Boonop gaan dit nie net daaroor om sy vlees en bloed te hê nie. Daar is die verbond wat deur God gesluit is. Dit is die einste beginsel. Hierdie kenmerke laat ons toe om hemelse Vader, Vader, hemelse Moeder en Moeder, broers, broers en susters, susters te noem.
원리가 거기에 있는 것 아니겠습니까? 만일 우리에게 As ons nie moeder gehad het nie, sou ons nooit God se kinders kon 우리는 word nie. 결단코 하나님의 자녀가 될 수 없습니다. As daar geen moeder is nie, wat 어머니가 ontbreek, 계신 곳에는 뭐이 없기 때문입니까? daar is geen lewe nie. Aangesien ons nie lewe kan hê nie, hoe kan ons God die Vader, broers en susters noem? 칭할 수 있겠습니까? 예. 그래서 Daarom is moeder se koms na hierdie aarde 'n baie betekenisvolle gebeurtenis vir die mensdom. 굉장히 참 뜻깊은 의미 있는 순간이라고 볼 수 있겠습니다. 어머니가 Dit is 계시하지만 onteensiglik dat 그곳에 lewe net bestaan 생명이 waar moeder is. 어머니가 계시하지만 그곳에 사랑이 넘치고 Liefde 어머니가 oorloop net 계시하지만 waar moeder is 그곳에 en vrede 평화가 bestaan net waar moeder is. 존재한다는 사실. 이것은 부인할 수 없는 내용입니다. 그럼 Getuig die 성경과 Bybel en die 선지자들도 profete op hierdie 그렇게 manier. 전도했는가? Ja, 그리 hulle doen. 전도했습니다. 어머니께서 Eers wanneer moeder na 이 땅에 hierdie aarde toe kom, sal die 그 kleinste 'n 약한 magtige 자들이 nasie 강국이 word. 될 것이다. Eers wanneer 어머니께서 moeder 오셔야 kom, sal die minste 그 1000 word. 작던 무리가 천이 될 것이다. Die begin is dalk nederig, maar wat sal gebeur as daar moeder is? 어떻게 된다고요? Dit sal voorspoedig wees. 참배하리라. Dink aan die werk van verlossing en die evangelie. 복음의 완성. 우리 Daar is 'n 복음이 profesie dat ons 사마리아와 evangelie in 끝까지 Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig sal word. 어머니가 계시지 As moeder 아니하고 egter nie by 어머니 ons 오시지 is nie, 아니하셨더라고 한다면 이 kan hierdie 복음은 evangelie 결단코 nooit tot aan die 사마리아 uithoeke 땅까지 van die aarde 가져낼 verkondig 수 word nie. 없습니다. Is dit nie wat Jesus 예수님께서 omtrent 2000 jaar 예언하신 gelede geprofeteer 예언이 het 있지 nie? 않습니까? Wie moet die 병아리로 hemelse king kinders 때문에 우리 bymekaar 하늘 maak? 자녀들 누가 모셔야 된다고요? Volgens sy woorde dat 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, 예언의 말씀과 같이 soos die waarheid van die hemelse moeder die lig in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde skyn, word die evangelie verkondig deur Asië, Afrika, Oceanië, Europa, Noord-Amerika, Suid-Amerika en selfs Korea. Die goeie nuus dat die hemelse moeder gekom het, is die mees noodsaaklike lering in die evangelie. Aangesien moeder bestaan, is daar lewe. Aangesien moeder bestaan, is daar liefde. Aangesien moeder bestaan, is daar geluk. Is dit nie hoekom ons ons tuisdorp mis nie? Is dit nie hoekom ons ons tuisdorp liefhet nie? Natuurlik is Vader in ons tuisdorp. Vader is liefde en moeder is liefde. Die onsigbare liefde en opoffering van ons hemelse Vader, wat ons sondes gedra het, selfs tot die punt dat hy sy bloed aan die kruis vergiet het, ons kan nooit sê dat dit klein is nie. Toe Vader egter 'n tweede keer na hierdie aarde toe gekom het, het hy hierdie woorde vir ons nagelaat. Elisa het Elia gevolg, Josia het Moses gevolg, Petrus het Jesus gevolg. En wie volg hy? Ek volg moeder. Vader het die voorbeeld gestel om moeder te volg vir die kinders wat nie geweet het watter geloofspad om te loop nie. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee sodat julle ook kan maak soos wat ek gemaak het. Het hy nie hierdie boodskap in sy handskrif gelaat nie? Voordat Vader na die hemel opgevaar het, het hy my geroep en gesê: "Luister na moeder. As jy moeder se woorde gehoorsaam, sal jy ryskoek hê selfs terwyl jy slaap." Vir die eenheid wat moeder ons altyd leer, watter soort hart moet ons hê? Het ons nie nodig om 'n hart te hê om mekaar lief te hê nie. Vader en moeder is bly wanneer ons moeder se leringe in ons harte graweer en vir ons broers en susters sorg met die hart van vader en moeder. Hulle leef werklik 'n lewe van bekering. Hulle kyk hoe ons elke poging aanwend om verenig te wees, selfs met die lede met wie ons nie saamstem nie. Almal kinders tree op volgens hul eie emosies by die huis. Hulle eet net waarvan hulle hou en doen net die aktiwiteite wat hulle geniet.
Moeders gee egter alles op waarvan hulle hou en ondersteun waarvan hul kinders hou. Ons, die kinders van Sion, moet dieselfde hart hê. As moeder nie na hierdie aarde toe gekom het om ons sondes te vergewe nie, sou moeder geluk in die hemel geniet het. Sy het egter in die vlees na hierdie aarde gekom en sorg vir haar kinders. Sy is bekommerd dat ons uit geloof kan val of mislik om geestelik te groei as gevolg van 'n gebrek aan begrip van God se woord, en spandeer ontelbare ure om vir haar kinders te bid. Haar knieë het gevoelloos geword. Diegene wat die liefde van vader en moeder besef, reflekteer oor al hierdie dinge, moet iets met al die kinders van Sion deel. God het ons hierdie geleentheid gegee om van ons sondes ontslae te raak, sodat ons deur mekaar gelouter kan word, soos pragtige klippies gepoleer, en weergebore kan word as blink hemelse kinders in sy oë. Is dit nie wat hy van ons wil hê nie? Net soos God liefde is, wil God hê dat ons deur liefde wedergebore moet word as God se kinders, soos vader en moeder, deur al die sondes wat ons in die hemel gepleeg het, weg te gooi. Vandag, terwyl die dag van Nuwe Jerusalem gevier word, behoort die kinders van Sion na te dink oor ons omgewing. Dit is die tyd vir ons om te besin of ons elke poging aangewend het om ons broers en susters te beskerm en te versorg en hulle na die hemel te lei. Verder moet ons dink hoeveel moeite ons doen om ons broers en susters te vind wat nog nie in die skaapkraal is nie. Ons het hemelse moeder. Waar moeder is, moet daar liefde wees. Waar moeder is, moet daar toewyding en opoffering wees. Daar moet ook die daad van diens wees. Waar moeder is, moet daar geluk wees wat deur haar blom. Is Sion, die kerk van God, nie so 'n plek nie? Wat moet ons volgens Jesaja hoofstuk 62 doen, sodat al ons verlore broers en susters vinnig na die kerk van God kan terugkeer? Ons moet die rol van wagters kragtiger uitvoer en die heerlikheid van Jerusalem aan die hele wêreld verkondig. Wat moet ons die hele dag en nag doen? Ons moet nie stil bly nie, maar mense laat weet. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 60 vers 1. Hoofstuk 60 vers 1. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke, maar oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nasies sal na jou lig trek en konings na die helder lig van jou sonsopkoms. Jou lig in vers 3 verwys na die lig van Jerusalem. Kom ons kyk na vers 4. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen. Hulle? Wat doen hulle? Kom na jou toe. Hulle stroom saam en kom na Jerusalem, hemelse moeder. Jou seuns van ver af kom hulle aan, van 'n ver land. En jou dogters op die heup word hulle gedra. Om hierdie werk te laat plaasvind, moet eers iets gedoen word. Wat moet ons doen met die lig van Jerusalem? Kom ons kyk wat sal gebeur wanneer die lig vir alle volke geskyn word.
Kom ons kyk na vers 8. Wie is dit daardie wat soos 'n wolk aangesweef kom, soos duwe na hulle neste? Seuns sal van ver afkom, en dogters sal op die heup gedra word, soos wolke saamvlieg. Kom ons gaan aan na vers 12. Ja, die nasie en die koninkryk wat jou nie dien nie, sal ondergaan, sulke nasie sal volledig verwoes word. Soos dit geprofeteer word, sal God almal vernietig wat weier om na die lig van Jerusalem te kom, alhoewel haar lig geskyn het. Kom ons kyk na vers 14. Na jou sal hulle neergeboe kom, die kinders van jou verdrukkers. Almal wat jou verag het, sal diep neerbuig by jou voetsole. Hulle sal jou noem, stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. Selfs die goddeloses wat die hemelse moeder gepynig en verhinder het, sal voor haar kom buig. Almal wat haar verag, sal voor haar voete neerbuig. En hulle sal haar die stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel, noem. Kom ons gaan aan na vers 20. Jou son sal nie weer ondergaan nie, en jou maan sal nie verdof nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig wees in jou routyd. Wat sal gebeur? En jou routyd sal verby wees. Die tye van hartseer vir die hemelse moeder wat geprofeteer is, kom tot 'n einde. Vers 21. Jou volk is almal regverdiges, vir altyd sal hulle die land besit. Hulle, die werk van my hande, die lood wat ek geplant het om my te verheerlik. Die kleinste sal. Wat sal gebeur? Hulle sal 'n stam word en die geringste 'n magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd vinnig laat gebeur. Om dit te laat gebeur, moet al die kinders van Sion die heerlikheid van hemelse moeder Jerusalem in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig. Wat al ons Sion-lede regoor die wêreld betref, wie se boodskap het hierdie kinders gehoor dat hulle hierheen kom vlieg? Net soos die profesie sê, het hulle die boodskap van hemelse moeder Jerusalem gehoor en bekeer hulle nou en keer terug na haar toe. Almal, aangesien dit die profesie van die Bybel is, moet ons volgens die profesie optree. Ons het ons God die Vader, ons God die Moeder en ons broers en susters. Is dit nie hoekom die Bybel en die profete na ons verwys as die familie van die koninkryk van die hemel nie? Inderdaad, ons is die hemelse familie. Aangesien mense nie weet dat God, die koning van die konings en Here van die Here, ons Vader en Moeder is nie, kan hulle ons vervolg en bespot. Maar sal hulle nie weet wanneer die koninkryk van die hemel kom nie. Op daardie dag sal hulle alles weet. Hulle sal nie hul koppe uit skaamte kan oplig nie. Net soos beskryf in die gelykenis van die ryk man en Lazarus, hoe jaloers sal hulle wees wanneer hulle die mense wat hulle belaster het, in die arms van God sien rus terwyl hulle in die hel is. Die ryk man moes gedink het, Lazarus is so 'n geseënde mens. Terwyl hy op hierdie aarde was, kon Lazarus nie goed eet of goed aantrek nie. Sy omstandighede was ellendig. Hoe moes die ryk man egter in die hemelse wêreld gevoel het, toe hy Lazarus op die heerlike troon sien sit het, wat 1000 keer groter is as wat hy gehad het. Vandag is daar 8 miljard mense in hierdie wêrelddorp. Tog weet hulle nie wie ons is nie. Hulle besef nie hoe groot ons, wat Vader en Moeder dien, is nie. Wat sal God ons egter maak op die dag wat ons na die hemel terugkeer, volgens Openbaring, hoofstuk 22.
Hy sal ons die koninklike priesterdom in die hemel maak en ons die ewige heerlikheid 그 gee. 누림이 영원하고 영원하고 영원한 이와 같은 영광을 허락하신다고 했습니다. 우리 Kom ons kyk na 이사야 nog een vers in 60만 Jesaja 더 hoofstuk 62. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 62 vers 6. Op jou stadsmure, Jerusalem, het ek wagte uitgesit. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy Jerusalem. Wat sal hy haar maak? 'N loflied op aarde gemaak het. Wie se wil is dit dat sy deur die wêreld geprys moet word? Dit is die wil van God die Vader. Dit is ook die wil van al ons hemelse familielede. Wanneer ons terugkyk op al daardie eensame tye wat hemelse moeders spandeer het om haar kinders te lei, is sy werklik waardig om groter glorie te ontvang. Ons as kinders moet moeders se pad volg tot die einde toe. Laat ons met mekaar verenig word deur liefde te gee aan al die kinders van Sion. Haat of jaloesie teenoor mekaar is ontoelaatbaar vir ons as sondaars. Stel jou net voor dat wat ons op die aarde doen, op die hemelse skerm voor die engele uitgesaai word. Wat as ons iemand haat? Wat as ons jaloers is omdat ons minderwaardig voel? Hoe verleë sal ons wees as ons onsself so sien optree? Ek hoop dat alle hemelse familielede liefde sal word, soos vader en moeder, aangesien God liefde is. Ons kom nou nader aan die einde van die jaar. Kom ons besin oor ons geloof die afgelope jaar. Verander ons in die kinders op wie vader en moeder trots kan wees. Almal rondom ons moet sê, die lede van die kerk van God is anders. Hulle het goeie eienskappe. Watter soort mens is hemelse moeder wat hulle lei? Hulle word dalk nuuskierig en wil meer van hemelse moeder weet. Moet ons op hierdie manier nie die wêreld deur ons goeie dade beweeg nie. Die onsigbare krag van God help ons altyd sodat ons nie in die pad van die bose val nie, maar altyd op die pad van geregtigheid loop en die koninkryk van die hemel bereik. Dit is hoekom alhoewel daar ontelbare kerke regoor die wêreld is, lewer ons genadiglik die waarheid wat vader en moeder begeer, terwyl ons elke land en samelewing bevoordeel en die wêreld van duisternis in 'n wêreld van lig omskep. Ek bid dat ons gou die heerlike nuus sal hoor dat die evangelie verkondig is tot aan die uithoeke van die aarde. Met die hoop dat die hemelse moeder, wat by ons is, vir ewig heerlikheid, eer en lof sal ontvang, wil ek graag vandag se preek afsluit. Baie dankie.